Goeiedag geliefdes, kom ons luister na Filippense 4 vanaf verse 2 tot 9. Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Syntyche om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroude medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook, en my ander medewerkers, wie se naam in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Dis Filippense 4 verse 2 tot 9 uit die woord van die Here. Ons het vandag gehoor dat ons moet bly wees. Blydskap is deel van die vrug van die Gees, waarvan ons in Galasiërs 5 lees. Christelike blydskap is om te weet dat God oneindig mooi en goed is. Gelowiges vind hulle blydskap in God. Wanneer hulle iets geniet wat goed en mooi is, sien hulle altyd God daarin raak. Wanneer jy 'n goeie maaltyd geniet, dink jy, hierdie lekker kos kom van God af. Of wanneer jy die mooi natuur sien, of na mooi musiek luister, weet jy dat dit van God afkom. Want hy is die bron van alles wat goed is. Wanneer daar swaar en hartseer tye in ons lewe kom, weet ons dat God nog steeds goed is. Hy is goed en hy sal alles ten goeie vir ons laat uitwerk. En ons weet, ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. 2 Korintiërs 4 vers 7. Daarom kan gelowiges ook in swaar kry en hartseer bly wees. Die teenoorgestelde van Christelike blydskap is nie hartseer nie, maar hooploosheid. Wanneer jy hooploos is, vergeet jy dat God goed is, en dan is jy nie bly nie. Maar gelowiges weet ook in hartseer dat God mooi en goed is. Daarom kan hulle in swaar kry en hartseer bly wees. In die gedeelte wat ons gelees het, lees ons ook van 'n ander deel van die vrug van die Gees, naamlik vrede. In die Bybel lees ons van die vrede met God en die vrede van God. Wat is die verskil? Vrede met God beteken dat gelowiges met God versoen is. Ons het 'n herstelde verhouding met hom. As gevolg van die sonde is ons vyande van God. Ons is in 'n oorlog met hom. Ons sondige natuur wil nie by God wees en hom gehoorsaam nie, maar ons wil doen wat ons pas. Ons doen wat vir ons goed en lekker is. Maar God soek sy kinders en steek sy hande na hulle uit en hy red hulle. Dit is goeie nuus. Want wanneer jy op soek is na God en die verlossing deur Jesus Christus, moet jy nie met onsekerheid soek nie, maar met sekerheid. Wanneer jy regter vir Christus wil ken en die rykdom van sy verlossing, dan is dit omdat God alreeds sy hande na jou toe uitgesteek het. Hy het jou reeds gegryp en daarom wil jy nou na hom gryp. Omdat God ons gered het, het ons nou vrede met hom. Ons geniet dit om by hom te wees en na hom te luister. Omdat ons vrede met God het, het ons ook die vrede van God. Om God se vrede te hê beteken om kalm en rustig te wees. Dit beteken om met vrymoedigheid en standvastigheid te leef, maak nie saak wat rondom ons gebeur nie. Die Heilige Gees gee hierdie vrede aan gelowiges. Hy verseker ons dat God in beheer is en daarom is ons kalm en rustig. Gelowiges het rustigheid, kalmte en standvastigheid omdat God in beheer is.
Ons kan nie alles rondom ons beheer nie. Ons kan nie die ekonomie laat werk of stabiliteit in die wêreld bring nie. Maar ten spyte van die onrus, kan ons wel rustig wees en vrede hê. As gevolg van mense se sonde, liefdeloosheid en selfsugtigheid, kan ons weet dat daar nog baie dinge gaan skeefloop, maar God bly in beheer. Verder moet ons as gelowiges dit baie duidelik besef. Hierdie wêreld is nie ons woning nie. Ons lewe gaan gou verby en dit loop uit op 'n heerlikheid wat alles oortref. Gelowiges is burgers van God se koninkryk, daarom is hulle nie bang vir alles wat in hierdie wêreld gebeur nie. Hulle is ook nie bang om 'n verskil in die wêreld te maak nie. Ons wil vir die wêreld wys dat ons vrede het en dat ons met hoop leef. Maar wanneer jy dink dat hierdie wêreld die enigste geluk is wat jy het, moet jy baie bekommerd wees. Maar ons as gelowiges weet dat hierdie wêreld nie ons enigste geluk is nie. Die geluk wat ons nou ervaar, is 'n druppel in die emmer in vergelyking met die ewige lewe. Hierdie vrede van God moet in ons groei. Ons moet 2 dinge doen sodat God se vrede kan groei. Die eerste een kry ons in vers 8 en die tweede een in vers 9. Vers 8 sê: Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Fokus, dink aan wie God is, dink aan alles wat hy al gedoen het en nog steeds doen. Vrede is nie die afwesigheid van denke nie. Bekommernis is die afwesigheid van denke. God se vrede groei wanneer die Heilige Gees met jou praat en jy daaroor nadink. Die Heilige Gees sê vir jou hart, luister, hier is die feite. God is in beheer. En die Heilige Gees leer jou baie belangrike waarhede in God se woord. Luister daarna en dink daaroor na. Dit sal jou kalm, rustig en standvastig maak. Vers 9 sê dat ons die wil van God moet soek en daaraan gehoorsaam moet wees. Ons het gehoor dat vrede, rustigheid, kalmte en standvastigheid is. Dis die wete dat God in beheer is. Daarom sê vers 6, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Vers 6 sê dat ons begeertes deur gebed en smeking aan God bekend moet maak. Dit is wonderlik. Maar dan gaan vers 6 verder en sê dat ons begeertes ook met danksegging aan God bekend moet maak. Met ander woorde, terwyl ons God vra, moet ons ook dankie sê. Want ons bely, Here, wat U ook al doen in antwoord op dit wat ons vra, ons weet dat dit goed sal wees. Ons dank U daarvoor. As U gee wat ons vra, is ons dankbaar daaroor. As U anders gee, is ons ook dankbaar. Want ons het vrede omdat U in beheer is en doen wat goed is. Kom ons bid saam. Here Almagtige en ewige God, ons dank U vir die vrede wat ons met U kan hê. Vrede deur ons Here Jesus Christus wat ons met U versoen het. Dankie dat ons met blydskap kan leef, omdat U die bron van alles wat goed is. En dat U ons lei met U Gees, sodat ons in alles wat gebeur in hierdie lewe, ons oë op U kan hou, U wat die bron van alle goed is. Ons bid vir die wêreld waarin ons woon. Ons hoor van oorloë reg oor die wêreld, in die Oekraïne, ook in Iran. En ons bid, Here, dat U vrede sal gee. Maar ons bid ook dat mense in hulle nood U sal ken en dat hulle toevlug na U toe sal neem. Ons bid vir leiers en dat U ook vir hulle wysheid sal gee in die besluite wat hulle moet neem. Ons vra dat U ons daaglikse werk sal seën, gee ons geleenthede om te kan werk en dat ons daaglikse roeping ook kan uitleef. Ons bid hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.